het ek geloop, vergeet en verstoor, alles uitgemors, dit het my hier gekos, ek gee my lewe voor, ek het nou klaar verloor, genade het my gehoor, genade het my gehoor, maak my vol van die liefde, maak my vol van die liefde, Here weet my nou, Here ek vertrouw, maak my vol van die liefde. Goeiemôre. Ja, Here, ons sing saam, ons sê, maak ons vol van u liefde. Here, dis hierdie mag, hierdie krag, wat sterker as enigiets anders, wat vanoggend die bande in jou lewe gaan breek. God gaan jou vry maak, hy gaan jou losmaak van jou verlede, van jou gisters. Daarom die tema van vanoggend se boodskap is, sit jou verlede agter en strek na dit wat voor is, want God se gedagtes aangaande jou, is gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om vir jou 'n hoopvolle toekoms te gee. En ja, ek wil vanoggend verwys na God se woord, Filippense 3, 13 en 14, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Baie mense sukkel om positief te leef, omdat hulle in 'n hartseer verlede vasgevang is. En dis die oggend van vanoggend, waar God jou wil losmaak van 'n hartseer, van hy seer, losmaak van die gister, sodat jy kan strek na dit wat voor is. Hy beplan vir ons 'n hoopvolle toekoms. Die verlede kan jy nie verander nie, maar jy kan wel uit die gisters uit leer. Daar's verskeie redes hoekom ons soms in 'n donker verlede vasgevang is. Moeilike kinderjare, 'n siekte, wat jou moontlik in 'n siekbed vasgetuister het, moontlike egskeiding waardeur jy gegaan het. Mense waarvoor jy eens baie lief was, het jou moontlik te nagekom. In 'n besigheidstransaksie, by die werk, het jou werk verloor, mense het jou te nagekom. Ek wil vir jou sê, dat dit tyd geword, dat ons die donker verlede moet agtersit. Jeremia 17:14, maak my gesond, Here, dan sal ek gesond wees, sê die woord, bevry u my, dan sal ek vry wees, dit is vir u wat ek loof. Wie begeer vanoggend sy vrymaking, sy losmaking? As jy vanoggend na hierdie woord luister, God ken jou begeerte van hart, kom ons strek na dit wat voor is. Om jou verlede agter te sit is 'n keuse. Jy kies om vrede vanoggend te maak met jou verlede. Daar was 'n dag in Rut se lewe, wat sy die verlede agter gesit het, wat sy die God van Israel gekies het. Sy het nie vasgehou aan haar verlede nie, sy het uitgestyg bokant haar verlede. Rut, ons weet, sy het in Moab groot geword, en hulle het 'n afgod Kemos aanbid. Dit het die offer van kinders gepaard gegaan daarmee. En ons weet, 'n gemeenskap wat kinders offer, reg min waarde aan lewe en in 'n gesin, dat 'n absolute doodsgees oor Moab geheers. Rut se tuisland verseker absolute doodsgees, en sy daaronder groot geword. 'n dag wat sy moet sê, ek breek met hierdie kinderjare, ek breek waar ek groot geword het, en ek strek na dit wat voor is. Verseker, as 'n mens 'n afgod aanbid, stel hy jou te leer, man, hy kan nie sien nie. Die oomblik toe sy besluit om haar verlede agter sit en God te kies, die God van Israel, beweeg die guns en die seën oor haar lewe in. Moses het ook 'n donker hoofstuk in sy lewe gehad, 'n dag waar hy die Egiptenaar doodgeslaan het, wat hy vlug in die woestyn in. En een ding weet, God het nie vir Moses gehou by sy verlede, by sy gisters nie. Daar was 'n dag in die woestyn by 'n brandende doringbos waar die Here 'n ontmoeting met Moses gehad het, waar hy hom geroep het en gesê het, ek wil my roeping, ek wil my calling oor jou lewe volbring. Ek wil vir jou sê, so staan die Here ook vanoggend by jou stil. Jy het 'n roeping oor jou lewe. Lank genoeg het die vyand by jou gesteel. Dit het tyd geword om die gisters agter te sit. God kyk nie na ons verlede om ons toekoms te bepaal nie. Here, maak ons vry, maak ons los
van die gisters, U beplan vir ons 'n hoopvolle toekoms. Dawid, 'n man na God se hart. Daar was ook 'n donker hoofstuk in sy gedeelte oor Dawid. As ons kyk, Dawid seker die grootste oorwinning behaal oor die reus Goliat. Hy was 'n gesalfde, hy was 'n koning van die Here. En ja, hy pleeg oorspel, hy pleeg later moord. En wat vir my uitgestaan het oor Dawid se lewe, hy kon sy foute erken, hy kon belydenis doen. En ek wil vir jou sê, as jy foute gedoen het in die gisters, in jou verlede, het dit tyd geword om soos Dawid te kom en te sê, Here, ek vra vergifnis. Ek kom en ek vra dat U my gaan losmaak van my verlede, van my foute. Ek wil strek na dit wat voor is. Here, ons kies in hierdie oggenduur om die troon van genade te nader. Ek loof, ek prys U vir elke vrymaking, vir elke losmaking in hierdie oggenduur in Jesus naam. God het nie toegelaat dat Dawid se verlede sy toekoms bepaal nie. Maak hom los van die gisters. Kom ons kom uit by die volheid van God se Heilige Gees. Die enigste manier om 'n suksesvolle toekoms tegemoet te gaan en op te hou om terug te kyk na die verlede is om werklik om God se woord te lees. In plaas van seer, in plaas van kwaad, in plaas van bitter, in plaas van gebroke, sien jouself vanoggend herstel. Sien jou in 'n oorwinning. Sien jou genesing in hierdie oggenduur. Sien jou vergifnis. As daar vergifnis is, Here, dis vanoggend onder die bloed en die Here sê, ek was jou vanoggend witter as sneeu. Wees 'n oorwinnaar. Elkeen van ons het 'n verlede. En verseker, ons hoef nie by hierdie verlede te bly om ons hele lewe te dikteer nie. Ons moet kies om nie 'n slagoffer van ons verlede te wees nie, maar 'n oorwinnaar wat volmoed na die toekoms kyk. Soms word jy vasgebind in 'n verlede wat nie deur ander mense veroorsaak is nie, maar wat jy moontlik aan ander gedoen het. Jy was verantwoordelik vir ander mense se seer. Jy was dalk 'n rebelse tiener wat jou ouers gryshare gegee het. Of miskien leef jy saam met die verwyte van jou kinders, die trauma van 'n egskeiding. Wat ook al jou situasie vanoggend is, Here, maak ons los van skuldgevoelens. Help ons dat ons 'n volheidslewe vanoggend in die Heilige Gees sal hê. Ek gaan verder, 'n gebroke verhouding met jou man, met jou kinders, met jou ouers, kan jou verhouding met God beïnvloed. Niks is vanoggend so bevrydend as die woorde wat sê, ek kies om jou te vergewe nie. Jy kies vanoggend om mense vry te spreek, om goed agter te sit. Here, maak ons los van hierdie donker verlede. Ons strek na dit wat voor is. En as jy dit nie persoonlik met iemand kan regmaak, om vergifnis kan vra nie, maak reg met God. En sit dit onder die bloed van Jesus. En aanvaar jou vergifnis deur Jesus Christus. Hou dus op om emosioneel te worstel oor dinge waaraan jy niks kan doen nie. Fokus op dit waaraan jy 'n verandering kan bring. Al probeer ons ook hoe hard om die stryd teen die mag van die bose te oorwin. Die Here gaan ons help om dit vanoggend te oorwin. Hy gee ons die krag, hy gee ons die vermoë. Mag die Here jou versterk in hierdie moeilike tyd. Mense is soms gebroken as gevolg van dit wat gebeur het. En daarom kom Jakobus 5:16 en hy sê, bely mekaar julle misdade sodat jy gesond kan word. Kom ons pas God se woord in hierdie oggenduur toe. En Here, maak ons vry, maak ons gesond. Ek roep herstel vanoggend oor ons mense in Jesus naam. 'n Geskenk mandjie vol voordele wag vir jou as jy met die verlede vanoggend vrede maak. Jy sal God se vreugde en gemoedsrus sal jy geniet. Jou gedagtes is nie meer 'n warboel nie. Jy sal 'n gedissiplineerde denkpatroon begin hê. Vra die Heilige Gees vanoggend om beheer te vat, jou denke te vernuwe, om positiewe gedagtes te hê. Romeine 12:2 om jou gedagtes te vernuwe. Here, neem beheer in hierdie oggenduur van ons lewens. Ek ervaar in die Gees, ek moet bid vir jou dat God beheer sal vat vanoggend oor jou gedagtes. Here, maak ons vry, maak ons los van die gisters. Ons wil strek na dit wat voor is. Wanneer jy die oomblik aangryp en oorvloedig in die Here begin leef, word jy bevry van die vestings van die bose, van die verlede, en jy kan met 'n gesonde verstand en 'n bevryde gees leef.
Jy sal verseker beter besluite na vanoggend kan neem. Dit wat in jou hart is, bepaal waarna toe jy op pad is. Maar die grootste beloning is seker die vrede van God, wat jy vanoggend in jou lewe kan beleef. Kom ons kom vry van ons verlede. Hierdie donker hoofstuk waarin jy vasgevang is. Jeremia 29:11. God se gedagtes aangaande jou. Is gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om vir jou 'n hoopvolle toekoms te gee. En Here, ek wil vanoggend bid vir mense om vry te kom, om los te kom van die gisters. U beplan vir ons wonderlike dinge. Here, U beplan vir ons geestelike groei om nader aan die Here te kom. En daarom loof en prys ek U vanoggend vir elke vrymaking, losmaking in Jesus naam. Here, dankie vir 'n woord soos hierdie in hierdie oggenduur. Ek wil my hande kom ophef. Ek wil sê, Here, maak ons vol vanoggend met U krag en die heerlikheid, met U liefde. Daar's net een krag en mag sterker. Dis die liefde van God wat vanoggend die bande breek. Moenie twyfel aan die liefde nie. God sê niks kan jou skei van die liefde van Jesus. Nie verdrukking, vervolging, naaktheid, honger of swaard of die dood nie. Here, ek bid vanoggend vir elkeen wat vasgevang is in 'n donker verlede. Breek hierdie bande van die gisters in Jesus naam. Ons trek na dit wat voor is. U beplan vir ons 'n hoopvolle toekoms. Here, ek kyk met 'n verwagting uit. Daar's krag in gebed. Die gebed van 'n regverdige het groot krag. Here, ek kyk uit na getuienisse, waar mense hulle getuienis gaan instuur, waar God hulle losgemaak het, vrygemaak het. Ek verklaar jou vanoggend vry, ek verklaar jou los, ek spreek vanoggend oorwinning in jou lewe, ek roep herstel, ek roep genesing. Here, dankie, daar is 'n oorvloedige lewe in Jesus Christus te verkry. Amen.